Daar was op 'n stadium 'n klein kerkie wat begin groei het. En hierdie klein kerkie was gebou langs 'n redelike groot inkoopie area met 'n groot parkeerplek. Maar soos die kerk gegroei het, het hulle hom uitgebou en groter gebou en aangebou. Maar die groot probleem was, hoe groter die kerk geword het, hoe minder parkeerplek was daar. Toe kry die kerkraad 'n ongelooflike goeie plan. Hulle sal met die eienaar gaan praat van die inkopiesentrum Lansaan. En vir hom vra, omdat die winkels nie op die Sondag oop is nie, of die kerk die parkeerarea langs die kerk kan gebruik. En hulle gaan toe na die ou toe en gesels met hom en vra vir hom, kan hulle asseblief op 'n Sondag die parkeerplek gebruik? En hulle het klaar begroting opgestel van hulle sal die parkeerplek by hom huur en alles wat oop en toe maak. En die ou sit so en dink en hy sê vir hulle nie is reg. Hulle kan die parkeerplek kan hulle kry. Hulle hoef dit glad nie te huur nie. Die ouens smile baie breed en hulle is baie dankbaar daaroor want hulle spaar 'n klomp geld. En die ou sê vir hulle, maar daar's net een voorwaarde. Julle kan die parkeerplek net 51 Sondae gebruik, nie 52 Sondae nie. Een Sondag is die parkeerplek nie beskikbaar nie. En voor die ouens hulle ook kon uitvee, toe sit daai Sondag en die parkeerplek is toegesluit met ketTINGs en dis chaos. Karre parkeer in die straat op en almal is bekommerd want hulle karre gaan oopgebreek word en mense moet verskriklik ver stap kerk toe en dis net chaos. En die kerkraad besluit die Sondagmiddag laat of Maandagoggend, hulle gaan weer 'n slag met die ou praat om te hoor, maar hoekom is nou die een Sondag die parkering nie beskikbaar nie, want hulle het gister gesien, is toegesluit, maar hy gebruik nie die parkeerplek nie, die parkeerplek staan leeg. En hulle sit toe so 'n komiteetjie op en hulle gaan sien die ou weer die Maandag en praat oor die parkeerplek en dis 'n groot probleem. Maar en hulle voer dit nou maar baie mooi aan om te sê baie dankie vir die parkeerplek, ons is regtig baie dankbaar, maar dit was nou eintlik 'n groot probleem toe nou hierdie een Sondag wat daar in die parkeerplek is. Wat is sy rede? Hoekom kan hulle hierdie een parkeerplek nie gebruik of hierdie parkeerplek nie gebruik hierdie een Sondag nie? Die ou se antwoord is toe vir hulle, want as julle die 52 Sondae gebruik, dan vergeet julle, dis myne. En dis waar ons vanmôre praat, maar voor ons praat, kom ons word vir 'n oomblik stil en ons wy hierdie oggend aan Vader. Here, ons vergeet baie keer dat alles op die aarde behoort aan U. Alles is U sin. En ons lewe so asof dit ons sinne is en ons het so eienaarskap gevat daarvan dat ons heeltemal vergeet wie die eintlike eienaar is. En Vader, ek wil vra dat U vanmôre met ons elkeen sal werk, dat ons weer vanmôre die belangrike goed in die regte volgorde sal sit. Want ons kan nie reg glo nie, ons kan nie reg lewe nie, ons kan nie, Vader, die lewe op die regte manier sien as die goed nie in regte volgorde is nie, en dit is vanmôre onbeskryflik belangrik dat ons die goed weer in die regte volgorde begin sien. Dankie dat ons dit vir U kan vra. Amen. As ons nou vanmôre met 'n debat begin en ons gesels bietjie mekaar, sal ons nou ernstig by die punt kom om vir mekaar te vra, maar glo ons dat die Here alles gemaak het? En ek dink almal van ons sal sê nee, die Here het alles gemaak. Want dit is 'n baie maklike manier om na die skepping te kyk. Die Here het alles gemaak, maar die tweede vraag wat agter dit is 'n kritiese belangrike vraag. Wie is die eienaar van alles? Aan wie besit alles? Aan wie behoort alles op die wêreld? En ek dink dit is belangrik dat ons mekaar net weer herinner. Psalm 50 vers 10 tot 11 praat van die beeste en die heuwels. Die beeste behoort aan die Here en die heuwels behoort aan die Here. Met ander woorde, die hele aarde behoort aan die Here. Deuteronomium 10 vers 14 sê dat die hemel en alles onder die hemel behoort aan die Here. Psalm 24 vers 1 en 2 verduidelik vir ons dat die see en die pilare onder die see, dat die hele see en alles onder die see behoort aan die Here. Job 41 vers 11 sê, die aarde en die hemel behoort aan die Here. Haggai 2 vers 8 sê, die silwer en die goud is myne, sê die Here. Daar is letterlik honderde verse in die Bybel wat vir ons die eienaarskap van die skepping beskrywe. Nie een van daai verse beskryf die skepping as ons eiendom nie. Nou, ek het tieners in die huis en dit is ongelooflike voorreg om tieners in die huis te hê. Hulle leer jou baie. Hulle is in elk geval baie slimmer as wat ek is. Hulle weet baie meer van die wêreld oor 'n klomp goed, maar wat net vir my ongelooflik is, as ek in my eie kamer kom, dan is my span partykeer op my eie bed geparkeer voor my eie televisie, met hulle eie telefone wat ek gekoop het,
En hulle kyk my oor hulle telefone aan van, okay, maar wat is die probleem? Hoekom het ek nou nodig om in die kamer te wees? Ek spot somme. Die krisis is, ons neem baie maklik eienaarskap aan van goed, wat ons nie mooi konsentreer nie. En hierdie kerk sou ook eienaarskap van die parkeerplek aangeneem het, as hierdie persoon nie vir hulle gesê het, hy is net vir 51 Sondae beskikbaar nie. Want die 52ste Sondag word 'n mens herinner, dat ons besit eintlik niks nie. En dis die krisis. Ek wil vanmôre praat oor 'n teksgedeelte, en ek wil vanmôre, ons gaan na die 83 vertaling kyk, maar ek wil eintlik uit die 53 vertaling lees, want hierdie is so 'n ongelooflike gedeelte. En ons teksgedeelte begin is Hosea 4 vers 6. En wel, die 83 vertaling sê, my volk gaan onder, omdat hulle nie aan my toegewy is nie. Dit is eintlik so 'n mooi vertaling. Kom ons lees wat sê die 53 vertaling. 53 vertaling sê, my volk gaan ten gronde, as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Omdat jy kennis verwerp het, sal ek jou ook verwerk. Omdat jy my, die priesterskap, nie wil bedien nie, omdat jy die wet van die Here vergeet het, sal ek jou kinders ook vergeet. Dit is 'n ongelooflike kragtige vers, wat vanmôre nie gebaseer is op iemand anders nie. Dis nie gebaseer op ons buite die kerk nie, dis gebaseer op ons ouens wat elke Sondag in die kerk sit. Dis gebaseer op my uitgangspunt, my prioriteite, die manier hoe ek na goedjies kyk, en ek vergeet die volgorde waarin dit gebeur. So kom ons herinner mekaar net wat die volgorde is, en die krisis is, as ons na die wêreld begin kyk, en ek begin die wêreld as my eiendom sien, my eie omgewing, my goedjies wat die Here vir my gegee het, begin ek as my eie eiendom sien, dan verander alles hoe ek dit interpreteer. En gewoonlik die eerste ding wat gebeur is, Here, baie dankie, ek het 'n salarisverhoging gekry, dankie tog, het gaan goed met my, ons het kos om te eet. Maar daar is eintlik niemand wat tevrede is met hulle eie lewe nie. En dis hoekom die 10de gebod daar is. Jy mag nie begeer nie. En die 10de gebod verduidelik vir ons, want die probleem is, ons begin baie vinnig rondom ons kyk, en dan begin ek die lewe interpreteer van, ek het nie genoeg nie, want die mense langs my het meer as ek. En ons oortree die 10de gebod onmiddellik dan, en dan is die probleem is, ek begin nie meer vir die Here vra, maar my gebed word totaal en al ingekleer. Die manier hoe ek met Vader praat, raak ingekleer van, maar Here, seën my asseblief, want ek wil meer hê. Here, maar hoekom is hy nie so lief vir my, as wat hy vir die ou langs my is nie, want hy het soveel meer as ek. En so raak ons verstrengel in hierdie denkrigting, omdat ek die volgorde vergeet het. Ek begin na alles kyk, en ek is die eienaar van alles. En die uiteinde daarvan is, dat ek regtig 'n ongelukkige lewe het, ek sal nooit genoeg hê nie. My lewe is gekompliseerd, almal bedreig my, want almal wil my goedjies vat, en my lewe raak 'n totale onaangenaamheid. En die belangrike ding is, as 'n mens net weer by die punt kom van Hosea wat praat, en hy sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En ek wil praat oor hierdie kennis, wat is die kennis wat ons moet hê? En ons gaan kyk na die Hebreëse vertaling van kennis, dan beteken hierdie kennis nie trivia nie. Dit beteken nie, ek kan al die antwoordjies gee van wat ook al nie. Verstaan jy? Ek is so slim, ek weet van ekonomie baie. Dis trivia. Dis die kennis wat ek het oor goed wat totaal en al onbelangrik is. Dit raak belangrik as ek die verkeerde uitgangspunt het om te sê, maar ek besit alles. Dan raak hierdie trivia vragies belangrik. Maar as mens met die belangrike vraag kom en sê, maar eintlik behoort alles aan die Here. Ek is as rentmeester aangestel oor dit, en Vader vra vir my, dat ek die skepping sal gebruik, dat ek die skepping sal heers, dat ek die skepping sal vir sy eer sal inrig tot die glorie van sy koninkryk. En dit klink nou vreeslike mooi teologiese woorde, maar die punt van die saak is, dis so eenvoudig. Of ek sien, die goedjies is myne, en ek gaan nooit gelukkig wees nie, ek gaan nooit tevrede wees nie. Of ek sien die hele skepping as die Here se, en alles, elke sent wat ek besit, elke dingetjie wat myne is eintlik die Here se, en ek bestuur dit namens Vader.
En hierdie kennis waarvan gepraat word, is hierdie kennis om te weet wat die Here vir ons leer, wat die basis is van alles. En hierdie vers sê, my volk gaan ten gronde, as gevolg van 'n gebrek van kennis. Ons het nou 'n bietjie gepraat oor wat hierdie kennis is, maar die tweede vraag is, wat beteken my volk gaan ten gronde? Ek het die 83 vertaling gelees, my volk gaan onder. My volk verdrink. Maar eintlik gaan dit daaroor dat die Here sê, my volk verloor lewe. My volk is besig om dood te gaan. Hy gaan ten gronde. My volk is besig om te sterf. En as mens mooi gaan kyk na die Hebreëse woord wat praat van die teenoorgestelde van my volk gaan ten gronde, is my volk lewe, en die lewe waarvan hier gepraat word, as ons dit mooi vertaal, dan is dit nie om op te staan, 2,5 blokkies Weet-Bix te eet, deur jou dag te strompel, vanaand moeg te gaan slaap, jou dag 'n roetine maak van, dis so swaar, jy weet, daar's gate in die pad en my lewe val uit mekaar uit nie. Die lewe waarvan gepraat word in Hosea 6, of die teendeel van die lewe wat gepraat word in Hosea 6, die teenoorgestelde, is 'n betekenisvolle lewe. Dis 'n lewe wat kom ons vertaal net betekenisvolle lewe. Dis 'n lewe wat elke oomblik, elke sekond van elke dag sinvol is. Daar's nie sinnelose oomblikke nie. Die Engelse vertaling sê 'n vibrant active life. Met ander woorde, dis 'n lewe wat oorloop van vrede en van vreugde. Dis 'n aktiewe dag. Nie omdat jy so ingeploeg is om elke dag te oorleef en te doen wat jy moet doen nie, maar dis 'n aktiewe lewe, want die betekenis van wat jy doen het 'n groter betekenis vir jou en vir die Here. En dis nie om ryk te word of belangrik te word of om wat ook al te word nie. Dis om te word wat Vader vir jou vra om te word. Dis onmoontlik vanmôre om vanmôre te verduidelik wat ten gronde gaan beteken as jy nie eers die kennis het om dit te verstaan nie. Ek het nou 'n pragtige mooi vergelyking gelees. Dis soos iemand wat besig is om dood te gaan van die honger, wat dan ingebring word in 'n feesmaal met 1000 geregte en alles wat so keurig gaar gemaak is, ongelooflik is. En die persoon sit met sy gevoude arms en hy vat nie 'n hapie vol kos nie en hy bly kla hoe honger hy is. Want sien, dis wat ons is. Die probleem is, hier word nie gepraat vanmôre van mense wat die Here nie ken nie. Hosea praat vanmôre van mense wat God ken. Hy praat van mense wat nie 'n gebrek het aan geleenthede nie. Dis nie iemand wat 'n gebrek het aan hulpbronne nie. Dis nie iemand wat 'n gebrek het aan wat ook al die pragtige planne is wat die Here vir my het nie. Ons het dis iemand wat te dom is, 'n gebrek aan kennis, om raak te sien wat daar is en dit op te tel. My oupa, aan my pa se kant, is oorlede op die ou en aan maagkanker, en hierdie feesmaal gedagte het hy 'n paar keer oor gepraat, veral in die einde van sy lewe, as die familie bymekaar gekom het, en ons kuier lekker rondom kos, en die swaarste ding was, dat hy aan die tafel kon sit, hy kan alles ruik, hy kan die smaak van alles onthou, omdat hy maagkanker het, kan hy nie eet nie. En die vraag is, het jy nie jou eie kanker geword nie? Is jy nie die een wat in jou eie pad staan, omdat jy God se woord en God se genade wil vertolk deur jou eie opinietjie nie? Mag Vader vanmôre vir my die wysheid gee, dat ek besef, dat alles behoort aan hom. Mag ek die wysheid hê vanmôre om te sê, maar my opinie oor die woord van God is regtig nie belangrik nie. Mag ek nie ten gronde gaan as gevolg van 'n gebrek aan kennis nie. Amen. Vader, dankie dat ons vanmôre weer kan hoor. Ja, ons glo met ons hele hart, het alles gemaak, maar ons vergeet in die diepste deel van my wese dat alles aan U behoort. Alles behoort aan U. Ek besit niks nie. Ek is net aangestel deur U om as rentmeester op te tree. Vader, my lewe gaan ten gronde baie keer omdat ek hierdie kennis verloor het.
ek vra die diepste deel van my wese, dat wanneer ek stil word in gebed, Vader, dat ek nie sal tyd mors in my gesprek met U, om vir U te oortuig dat U vir my meer moet gee, meer gesondheid, meer materiële goed, meer roem, meer alles, sodat ek net meer in myself kan begin glo en minder in U. Want ek die ongelooflike kennis het, om te weet, alles is U sin, en alles wat ek doen ek vir U, en dan sal my lewe verander. My lewe sal nie ten gronde gaan nie, maar my lewe sal betekenis kry, my lewe sal vol vreugde en vrede wees. Dankie dat ons dit vir U kan vra. Amen. Mag jy hierdie week lewe, nie soos iemand wat dom is nie. Mag jy nie ten gronde gaan as gevolg van 'n gebrek aan kennis nie. Op die ou ende, ek het hierdie week iets beleef, ek het my kerksleutels verloor. En ek kan nie vir julle sê hoeveel tyd het ek spandeer aan 'n sinnelose aktiwiteit om kerksleutels te soek nie. Toe besef ek, maar ek het soveel tyd spandeer aan kerksleutels soek. As ek net soveel tyd aan gebed spandeer het, sou my lewe soveel anders gelyk het. Mag jy nie jou lewe mors nie.